Baie welkom by hierdie week se Woensdag woordoordenking en dankie dat jy inskakel vandag. Ek lees onlangs in 'n artikel 'n opmerking wat my nogal diep laat dink het. Nou die persoon skryf dat hy nog nooit gehoor het dat iemand sê ek het nou eers genoeg nie. En dis nogals waar as 'n mens daaroor dink. Wie van ons het al ooit gesê ek het meer as genoeg salaris oor in my bankrekening aan die einde van die maand? Of ek het nou meer as genoeg vakansie gehou en te veel gerus. Of dalk daardie tiener van jou wat ewe skielik meer as tevrede is met sy huidige selfoon en nie 'n nuwe of 'n beter model wil hê nie. Min mense erken hulle het genoeg. Ek dink die teenoorgestelde is eerder waar. Meeste van ons soek nog net so 'n klein bietjie meer, 'n bietjie groter verhoging, 'n bietjie meer tyd, dalk nog net een kans of nog net een geleentheid. Nou, hoekom dink ons so? Ek dink hierdie behoefte aan meer lê nogal op 'n paar vlakke. Ek dink op een vlak verklap ons behoefte aan meer dat ons baie keer onseker is oor wie ons is en wat ons werklike waarde is. Nou, daar's al baie verwys daarna hoe advertensies en bemarkers dit slim regkry om 'n mens bewus te maak dat jy eers 'n sekere handelsmerk of 'n sekere item nodig het voordat jy regtig vervul kan voel en gelukkig kan wees. Advertensies maak ons voortdurend wys dat ons waarde gemeet word aan wat ons besit en hoeveel ons kan bymekaar maak. Maar ons behoefte aan meer lê ook op 'n tweede vlak in die feit dat ons lewens ook voortdurend met mekaar vergelyk. Sosiale media wys vir ons dikwels net die mooi foto's en die hoogtepunte van ander mense se lewens, van die lekker vakansies en al die ervarings wat mense het, wat hulle so gelukkig laat lyk. En dan meet ons ook ons eie geluk daarmee. En derdens dink ek, ons behoefte aan meer lê in die vrees dat ons dalk iewers in die toekoms tekort gaan skiet. Mense wat met so 'n skaarsheid mentaliteit leef, is dikwels mense wat glo daar gaan nie genoeg vir almal wees nie. En daarom moet ons aanhou opgaar en ook by mekaar maak. So in kort opgesom word ons wysgemaak in hierdie lewe, meer is beter en genoeg is nooit genoeg nie. Met dit in gedagte, dan lees 'n mens die baie bekende beginwoorde van Psalm 23 raak. Ons almal ken dit goed. Daar in vers 1 sê dit mos: Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. So Dawid sê presies die teenoorgestelde van wat ons in hierdie samelewing beleef. Met God as my herder, ly ek met ander woorde geen gebrek nie. So die wêreld redeneer, eers as ek meer het, meer geld of meer geleenthede of meer ervarings, dan kan ek vervul en veilig voel. Maar Dawid redeneer, ek het mos reeds die herder. En omdat hy my liefhet en vir my sorg, is daar klaar meer as genoeg ook vir my voorsien. Dawid se verklaring dat hy meer as genoeg het, vind ook op 'n vreemde plek plaas. Daar waar hy homself in die dal van doodskade weer bevind, waar sy vyande hom omring. Hy leer ons met ander woorde dat 'n mens nie eers genoeg het wanneer jou omstandighede gunstig is nie. Hy het vervulling en vrede ervaar omdat die Here by hom in sy omstandighede was. Nou nog iemand wie se lewe iets hiervan resoneer is Paulus. 'n Hele paar van Paulus se briewe skryf hy vanuit 'n koue tronksel waar hy afhanklik van mense was vir kos en vir klere. En tog sê hy daar in Filippense 4 dat hy tot alles in staat is deur die Here wat vir hom krag gee. So sy blydskap was met ander woorde nie afhanklik van 'n vol bankrekening nie, maar van die feit dat Jesus ook vir hom genoeg was, selfs agter tralies. Of as 'n mens so 'n bietjie terugblaai na die Ou Testament toe, wat van Job? Job lees ons het alles verloor, sy besittings, sy kinders en selfs sy gesondheid. En tog plaas hy steeds sy vertroue in die Here. En dan sê hy mos daardie bekende woorde, die Here het gegee en die Here het geneem. Geseënd is die naam van die Here. So Job se vertroue in die Here se goedheid en beskerming het nie saam met sy rykdom verdamp nie. Dit het bly vas staan
selfs toe alles om hom weggeval het. En net so kan ons ook vandag nog saam met hierdie geloofsreëse, soos Dawid en Paulus en Job ook verseker wees, dat ons nie sal tekortskiet nie, want ons het vandag steeds vir God as die goeie herder waarborg. Hierdie waarborg kan ons sê is 'n alles ingeslote pakket. Daar in Romeine 8 vers 32 word hierdie waarborg mooi beskryf. Daar staan: Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, hoe sal hy dan nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Want so werk God se trou en sorg ook vir elkeen van ons. Toe hy sy seun Jesus vir ons gegee het, het hy die groot rekening reeds volledig betaal. En so ook elke kleiner behoefte van ons val dan eintlik onder dieselfde waarborg. In die tweede plek weet ons kom ons niks kort nie, want deur Christus, sê die woord, is ons ook waardevolle mense. Die wêreld waarin ons leef, laat 'n mens baie keer voel soos 'n ou opgedroogde plaasdam, waar daar net 'n klomp modder onder op die bodem lê. Maar Paulus sê daar in die bekende Kolossense 2 vers 10, dat ek en jy reeds volkome is in Christus. So wanneer jy met ander woorde jou hart vir hom oopmaak, dan bars daar 'n fontein van lewende water in jou op. Die stroom kom nie uit ons eie vermoëns nie, maar dit kom uit Christus self. So wanneer die lewensdruk en vergelyking met ander ons heeltyd laat voel dat ons nie goed genoeg is nie en ons uitdroog, kom Paulus en herinner ons, die Here is meer as genoeg. Hy is die fontein van lewende water wat jou vul met nuwe lewe, met energie en met hoop. En omdat hy in ons woon, is elkeen van ons waardig, maar ook waardevol. Want in Christus is jou en my innerlike reservoir permanent vol. En daarom kan jy selfs genoeg oor hê, sodat jy ook hierdie nuwe lewe met ander mense kan gaan deel. En daarom kan ons ook getuig, dat ons niks tekort kom in hierdie lewe nie. Alles wat ek en jy nodig het om te floreer, word reeds deur die goeie herder aan ons voorsien. Die vryheid wat moontlik gemaak is deur die kruis, en ook die nuwe lewe van God se Gees binne in ons, help jou en my om met nuwe perspektief ook na ons omstandighede te kyk. Ja, materieel kan 'n mens sê, sal daar altyd dinge wees wat kort kom, maar in terme van 'n ewige lewe saam met God, het ons alles reeds ontvang en is ons skatryk met dinge wat geen geld in hierdie lewe kan koop nie. So mag ons leer om in daardie tye wat ons voel ons dalk tekort skiet, ook onthou dat ons die goeie herder ook by ons het. En daarom het ons eintlik alles wat ons nodig het. Amen. Kom ons bid saam. Here, U is die goeie herder. En daarom verklaar ons vandag dat U genoeg is vir ons. Breek hierdie konstante ketting van onvergenoegdheid in ons. Leer ons om elke dag met vertroue en afhanklikheid in U die dae aan te pak. Net so skape wat agter hulle herder aanstap na groener weivelde toe. U is meer as genoeg en U sorg altyd vir die kinders. Help ons om so te leef dat ander ook kan sien dat ware rus en rykdom net by U lê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.